hierdie video gaan ons hoofsaaklik nou kyk na algebraïese uitdrukkings, sowel as eksponente. En dit gaan 'n hele paar video's wees, omdat dit so 'n groot hoofstuk is. Dit is verskillende goed wat saamkom in een. Okay, so kom ons begin eers met die teorie van 'n algebraïese uitdrukking. So as jy kyk na nommer 1, gee hulle vir jou 9x² minus 7x plus 8. Nou die eerste vraag wat hulle vir jou vra is, hoeveel terme is daar? Baie belangrik, onthou 'n term word net gesplit as daar plus en minus is. Nie as daar maal is, of 'n hakkie, of 'n breek nie. Net as daar plus of 'n minus is. So daar waar ook 'n minus of 'n plus is, daar split hy. So in ander woorde, ek het 9x² minus, so hy gaan split voor daai minus. Minus 7x plus 8, met ander woorde, voor daai plus gaan hy weer split. So hoeveel terme het ek hierso? Ek het 1, 2, 3. So daar is 3 terme. Die tweede vraag, wat is die konstante? Onthou jou konstante is die getal sonder 'n eksponent. Ag nie sonder 'n eksponent nie. Die getal sonder 'n letter, sonder 'n onbekende. Okay, so in hierdie geval 9x², daar's 'n letter, minus 7x, daar's 'n letter, plus 8. Plus 8 het nie 'n letter nie. Met ander woorde, my konstante gaan wees positief 8. Nou, die volgende vraag is 'n baie belangrike een. Dis netjie wat julle gewoonlik 'n bietjie te mekaar raak. Wat is die koëffisiënt van x² en x? Onthou, koëffisiënt beteken wat staan in sy groepie saam met die x² en saam met die x. So as ons eers net kyk na die x², hier's my x² groepie. So as daai x² nou weg is, wat staan nog steeds daar? Daar staan nog steeds 'n 9. Met ander woorde, die koëffisiënt van x² is 9. En dan doen ons dieselfde vir x. Waar is x? X is deel van wat se groepie? X is deel van daai groepie. So minus 7x. So as ek nou my koëffisiënt wil uitwerk, moet ek die onbekende toehou. So ek hou vir x toe. Dan wat se getal staan daar nog? Wat is nog daar? Daar's 'n minus 7. So my koëffisiënt is minus 7. Alright, net so gaan ons dieselfde vrae by nommer 2 doen. So die eerste vraag is, hoeveel terme is hierso? Onthou het ons gesê, terme word net gesplit as daar plus of 'n minus is. So ek het 9x² plus, met ander woorde, daar split hy. Maar dan waarmee plus hy? Plus met 'n hakie. Ek kan nie daai hakie gaan uitmol nou nie. So met ander woorde, hoeveel terme is daar? Daar's 1 term en 'n tweede term. Jy kan nie daai gaan uitmol nie, so daar's net 2 terme. Alright, so my antwoord hier sal wees dat daar 2 terme is. Okay, wat is die konstante? Gaan ons nie beantwoord nie, maar ek wil kom by wat is die koëffisiënt van x²? Okay, so wat is die koëffisiënt van x² en wat is die koëffisiënt van x tot die mag 4? So weer eens, my x² is deel van daai eerste groepie. So as ek die x² toehou, wat staan nog daar? Daar staan nog 'n 9. So my koëffisiënt is 9. By die volgende ene, x tot die mag 4, gaan hou ek daai toe. Alright? Dus as ek die x tot die mag 4 toehou, wat staan daar? Daar staan nog 'n 3. So die koëffisiënt van 3x tot die mag 4 gaan wees 3. Alright. So dit is 'n bietjie teorie. Jy weet hoeveel terme is daar, jy weet wat is jou konstante, wat is jou koëffisiënt. Onthou as hulle vra vir die onbekende is jou letters. Okay, nou beweeg ons aan na die eksponente deel toe, waar die vraag vir jou gaan sê, vereenvoudig. So hierso gaan jy jou eksponentwette moet gebruik om jou antwoord te bepaal. So kom ons kyk na die eerste ene, 3x² maal 5x tot die mag 3 uit die mag 4. Ek het 'n maalsom. So wat gaan ek doen? My getalle gaan maal, maar wat gaan my eksponente doen? My eksponente gaan plus. So ek begin met die getalle. Wat is 3 maal 5? Dit gee vir my 15. Dan beweeg ons aan. Volgende het ek 'n x² maal 'n x tot die mag 3. So my grondgetal bly 'n x. Maar wat gaan my eksponente met mekaar doen? Hulle gaan nou met mekaar gaan plus. So wat is 2 plus 3? Dit gee vir my x tot die mag 3.
En dan uit tot die mag 4 het nie 'n maatjie nie, so hy bly net uit tot die mag 4. Hoe staan hy? 2 plus 3 is 5. Okay. Nommer 2 het ek nou net in plaas van 'n maalteken hakkies. Maar onthou hakkies beteken maal. So met ander woorde, hier staan eintlik minus 2 x to die mag 3y maal minus 5 x to die mag 6 uit to die mag 2. So eerstens begin ons die getalle saam te maal, so minus 2 maal minus 5 gee vir my positief 10. Dan die twee letters waarmee ek werk is x en y. Right, wat gaan hulle eksponente doen? Hulle eksponente gaan plus. So met ander woorde uitwerk, wat is 3 plus 6, wat dan vir my 9 gee, so die eksponent van my x is 9, en dan die y gaan wees 1, want daar was 'n imaginary 1, plus 2, wat vir my 'n 3 gee. So 10 x to die mag 9 uit to die mag 3. Right, nommer 3 is nou 'n deelsom. So, jou getalle deel soos normaal. So ek gaan begin deur uit te werk, wat is 7 op 14? Daarvoor kan jy ook jou sakrekenaar gebruik, maar hy gee vir jou 1 op 2. Nou, het ek 2 letters. Ek het x'e en ek het y'e. Right, wat doen hulle? Hulle gaan van mekaar af minus. Nou moet jy seker maak, onthou breek het 'n bokant en 'n onderkant. So vir jou om te weet waar gaan jou letter positief wees, kyk jy waar was die meeste x'e. Right, so ek het 'n x tot die mag 2 bo die lyn en 'n x tot die mag 1 onder die lyn. Waar's die meeste x'e? Obviously, bo die lyn. So my antwoord vir x moet bo die lyn staan, dan gaan hy positief wees. En wat is 2 minus 1? Dit gee vir my x van 1. Dat is dieselfde vir jou y. Right, uit tot die mag 3 bo die lyn, uit tot die mag 4 onder die lyn. Waar's die meeste eie? Die meeste eie is onder die lyn. So waar gaan y se antwoord staan? Y se antwoord gaan onder die lyn staan. En dan vra ek uit vir myself, wat is 4 minus 3? Dit gee vir my 1. So my antwoord is 'n half x op y. Okay, onthou ons altyd as positiewe eksponente jou finale antwoord. Okay, nommer 4 is nou jou volgende eksponentwet waar jy werk met hakkies. Baie belangrik, onthou getalle is nie eksponente nie. Okay, daai 2 is 'n grondgetal. So ek gaan nie uitwerk wat is 2 maal 2 nie. Nee, ek gaan uitwerk wat is 2 tot die mag 2. Alright, en dan die twee letters waarmee ek werk is 'n x en 'n y. En wat gaan my eksponente nou met mekaar doen? Hulle gaan maal. So gaan uitwerk, wat is 3 maal 2? Dit gee vir my x tot die mag 6. En wat is y tot die mag 2 maal 2? Dit gee vir my 4. So my antwoord is 2 tot die mag 2 wat vir my 4 gee. X 6, y 4. Okay, nommer 5 is nou wanneer hulle vir jou 'n wortel gee. So onthou daai 16 is 'n gewone getal. So jy moet die vierkantswortel van 16 bepaal. En wat is die vierkantswortel van 16? Dit is 4. Wat doen my eksponente in 'n wortel? Hy deel. So die eksponent deel met die tipe wortel wat jy het. Met ander woorde, jy gaan sê 4 gedeel deur 2, 8 gedeel deur 2. Maar dan vir jou gee x tot die mag 2 uit tot die mag 4. Right, so hier is jou basics, okay? Die enigste wat ek nou nie het nie, is onthou as daar iets tot die mag 0 is dit altyd 1. So maak ons op of dit x tot die mag 0 is, of x uit tot die mag 0 na hakie, daai hele hakie word 1. Okay, so as ons kyk na nommer 6, het ek a hakie 3b kwadraat tot die mag 3 op b tot die mag 3. Nou is dit belangrik dat jy 'n volgorde van bewerkings onthou. Wat doen ons eers met volgorde van bewerkings? Ons gaan eers die eksponent doen voor ons daai a bymaal. So jy gaan eers jou hakie doen tot die mag 3. So onthou, 3 is 'n getal, so is nie 3 maal 3 nie, dis 3 tot die mag 3. Alright, so ek gaan hê a hakie 3 tot die mag 3 wat vir my 27 gee, b tot die mag, en onthou jou eksponente maal met mekaar. So 2 maal 3 gee vir my 6,
op B tot die mag 3. Alright, daar kan ek dan saamhaal, dan kry ek 27, A tot die mag 6, A B tot die mag 6, op B tot die mag 3, en dan die laaste stap, deel, 27 het niks om mee te deel nie, A het niks om mee te deel nie, maar ek het 'n B en ek het 'n B. So weer eens, kyk waar is die meeste B's is bo. Met ander woorde, my B antwoord gaan bo staan, en dan vra ek vir myself, wat is 6 minus 3? Dit gee vir my 3. Okay, selfde met nommer 7, wat doen ek eerste? Ek gaan eers gaan maal. So ek begin bo die lyn, 2 maal minus 3, so 2 maal minus 3 gee vir my minus 6, ek het 'n x en ek het 'n y. Wat doen my eksponente as ek maal? Hulle plus. So ek gaan uitwerk, wat is 2 plus minus 3, so onthou 2 plus minus 3, daai twee tekens saam word eintlik 'n minus, dit word minus 1. En dan y1 plus 2, wat vir my gee uit tot die mag 3. Op 18 x tot die mag minus 3, uit tot die mag minus 2. Nou omdat jy met negatiewe getalle werk, is dit nie so maklik net om te sê, waar is die meeste getalle of waar is die minste getalle nie. So kyk eers mooi wat gebeur as jy minus. Okay, so die getal minus 16 op 18, dit kan ek net so my sakrekenaar intik, dit gee vir my minus 1 op 3. Nou, my x'e, ek het 'n x tot die mag minus 1, minus, wat is my onderste eksponent? Minus 3. So wanneer ook al jy 'n minus onder 'n breek het, word hy eintlik 'n plus. En minus 1 plus 3 word x tot die mag 2. So hy is klaar positief, so jy skryf hom bo. Selfde met die y. Ek het 3 minus, wat is my onderste eksponent? Minus 2. Omdat hy negatief onder die eksponent is, weet ek, hy word eintlik positief. So wat is 3 plus 2? Dit gee vir my 5. En weens 5 is 'n positiewe getal. Okay, en dan die laaste vraag wat hulle kan vra oor eksponente is om dit in gewone notasie of as 'n wetenskaplike notasie te skryf. So nommer 8 sê hulle skryf 134 maal 10 tot die mag 6 as 'n gewone getal. Die feit dat daai is positiewe 6 is, weet jy kan net nulle gaan bysit. So hoeveel plekke het ek klaar na die komma? Ek het klaar 2 plekke. So met ander woorde, ek gaan hê 1, 3, 4, ek kort 6 nulle, so daar kort nog. Daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6 goed na die komma. So hoeveel nulle kort ek nog? 1, 2, 3, 4. Okay, so 1,34, kyk wat het jy klaar na die komma, en dan sit jy net jou nulle by. As ons kyk na nommer 9, lyk hy nou 'n bietjie anders. Skryf 0,00736 in wetenskaplike notasie. Okay, so sien jy nou, het jy 0, met ander woorde, die oomblik as jy sien jy is besig met 'n desimale getal, dan weet jy, het gaan wees tot die mag minus. So, ek kyk na my getal, ek het nou 7,36, dit gaan wees 7,36 maal 10 tot die mag. Hoeveel plekke het ek geskuif om van die komma tot daar te kom, tot daar na my 7? Dit is 1, 2, 3, 4 plekke. Met ander woorde, dit gaan wees tot die mag minus 4. So maak seker jy verstaan om wetenskaplike notasie ook te doen. En dan jou vereenvoudiging van eksponente en die teorie agter algebraaise uitdrukkings. Right, in die volgende video gaan ons meer kyk na algebraaise uitdrukkings, waar jy begin werk met hakkies en jou gelyksoortige terme en daai goedjies.